Die boek hier nog, Waarheid of Leuns, deel 26. Ek is professor Hans Redinghuis van Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy enige van my boeke wou bekom? Ek dink spesifiek aan die Afrikaanse legkaart studiegids Bybel. Ons gaan kyk na nommer 1. Miskien kan broer David hulle al 3 wys, nommer 1, 2 en 3. Elke een van hulle is 'n A4 en is 500 bladsye. Dit is in kleur geskryf, rooi en swart. So as jy dis in die bo-natuurlike geopenbaarde name. Ek wil spesifiek vir al ons nuwe kykers sê, dis boeke wat jy moet kry. Die eerste een is Matteus, Markus, Lukas en Johannes, die 4 evangelies. Dan nommer 2 is die boek Handelinge, Romeine, 1 Korinte, 2 Korinte, Galate. Nommer 3 is die boek Efese tot by Hebreërs, dis 10 boeke, ek gaan nie almal noem nie, en dit is boek nommer 3. So sou jy belangstel, kan jy my kontak. As ook 'n pakket wat ek doen natuurlik met een van die 3 boeke, saam met die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Sou jy belangstel, of net selfs 'n vraag het, kan jy my kontak by 0722367124 of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. Dis hoe dit hierbo is, né? As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks kyk of luister, uiters noodsaaklik gaan na deel 1, begin reg voor, want u het reeds 'n magdom inligting gemis. Dis uiters noodsaaklik dat u inteken op YouTube, sodat u die kennisgewings kan kry van al die verskillende studies waarmee ons besig is. Hierdie reeks is lewensveranderend. Maak seker u 'n skryfblok en 'n pen byderhand, want u gaan dit nodig hê. Net natuurlik 'n 33 of 53 Bybel. En dan wil ek sê, dis vandag die 25ste September. Die wegraping van Dani Botha het nie gebeur nie. Hy het om verskoning gevra en geerken dat dit was nie die Here wat met hom gepraat het nie, maar dit was 'n swart man met die naam van Joshua. Nou, hoe verstaan jy dit? So, ek het mos gesê, die Here beteken Baals, dis nie Jaffa met hom gepraat, so kan enige ander ou wees, of kultuur, of wat jy dit ook al noem, né? En dis hoekom dit nie gebeur het nie. Want, en ek sluit hierdie gesprek af met dit, want Jaffa is nie 'n mens, dat hy kan of so lieg nie. Sal hy iets gesê het en in die waar maak nie, Hebreërs en Titus sê so. Goed, ek vertrou dat hierdie reeks oor die boek Henog, Waarheid of Leuns, vir die seën gaan wees vanaand. Die boek Henog. Elke harde en sware juk, as dit na julle kom terwille van God, nou jy sal onthou in hierdie reeks, as hy praat van God, dan praat ek van God, want hulle ken nie van Jaffa en Jafashua nie. As dit na julle terwille van God verdien, kom ons lees weer, elke harde en sware juk, as dit na julle kom terwille van God, verdien dit. En so sal jy 'n beloning ontvang op die dag van die oordeel. Ek meen in die tyd van Henog kon die woord God nie bestaan het nie. Want dit kom uit die Griekse tydperk uit. En uit die Hebreëse tydperk. God, Kyrios, Zeus, die Egiptiese tyd, Zeus, in die Romeinse tyd, Isis, wat Jesus geword het, God. Nee, sorry, dit kon nie gewees het nie. Geseënd is die man wat sy hart oopmaak vir lofprysinge en wat God loof. Vervloek is hy wat sy hart oopmaak vir vergissinge en om sy naaste te beskinder. Ja. Geseënd is die man wat sy mond oopmaak en God seën en verheerlik. Vervloek is hy wat sy mond oopmaak om te vervloek en te laster in die teenwoordigheid van God. Hierdie klink my so 'n bietjie van Koning Salomo se spreuke wat hulle hier in probeer inlas het. So 'n bietjie wat sê altyd ashing sugar en goed op die kante gesmeer het en bietjie kersies opgesit dat het anders te lyk. Nie kersies soos katolieke kersies nie, die vrugte kersies, né? Geseënd is die man wat al die werke van God eer. Vervloek is hy wat die skepping van God beskimp.
Sê geseënd is die man wat die werke van sy eie hande aanskou en dit tot stand bring, want koning Salomo sê mos hy haat 'n leihart. Hy sê vir die ouens gaan na die mure en gaan word wys. Ons is besig met die boek van Spreuke. Ons is al by die deel 250. Halleluja. So dit neig na dit van koning Salomo. So is nie asof jy nog dit gehoor het nie. Is die vrymesselaars het dit gelees in die boek Spreuke. Vervloek is hy wat na 'n geleentheid soek om die werke van 'n ander te vernietig. Ja, dit is 'n goddelose wat dit doen. Seën is die man wat afwyk van die wat geval het. Ekskuus tog, ek praat verkeerd. Geseënd is die man wat afkyk na die wat geval het. Ophef, vervloek is hy wat kyk en geregtig is vir die vernietiging van wat nie aan hom behoort nie. Ja, baie ouens trek genodde uit ander se leed uit en se teëspoed. Seën is die man wat die ou fondament van die vaders opbou, voorvaders, die profete. Nou in Henog se tyd was daar nie regtig baie voorvaders nie. En die voorvaders verwys ook na die profete van die Ou Testament. Vervloek is hy wat die wette van die vaders en die grense vernietig, die profete. Watter profete was daar in die tyd van Henog? Nie een nie. Geseënd is die man wat vrede saai. Vervloek is hy wat die vrede van ander vernietig. Geseënd is die man wat vrede spreek en vrede saai met hom. Vervloek is hy wat geen vrede spreek en in wie se hart geen vrede is nie. Klink maar na Salomo se Spreuke. Geseënd is hy wat met 'n nederige mond en hart spreek. Vervloek is hy wat vrede met sy mond spreek, terwyl daar geen vrede in sy hart is nie, maar die swaard. Nou wil ek net weet, in die tyd van Henog, het hulle al swaarde gehad. Die ouens het nie eens 'n behoorlike skrif gehad, hulle het nog nie eens met letters gewerk nie. Dit was prentjieskrif. En dis ook ons in die Egiptiese tyd baie prentjieskrif kry. Swaard, daar was geen swaarde daai tyd nie. Want al hierdie dinge sal openbaar gemaak word in die weegskaal en die boeke van die dag van die groot oordeel. Dis my kinders, bewaar julle harte van die kwaad, volgens die balans van die lig, wees erfgename vir ewig. Julle mag nie sê ons Vader is by God en 'n antwoord op sy gebede sal ons sondes vergewe nie. Dis die eerste bietjie waarheid wat hierdie boek hier nog gepraat het in al die tyd. Ek hoor so gereeld mense sê dat my pa's in die hemel, of my kind is in die hemel, of my vrous in die hemel. En hy of sy wat daar is my voorspraak by God die Vader. Nee, daar bestaan nie so skrif nie. Al voorspraak wat daar is Yahshua, Jesus Christus vir die ouens wat nie weet nie. Wie aan die regterhand van die Vader sit. Die woord sê, hy is ons voorspraak, hy is ons hoëpriester. Dis my kinders, bewaar julle harte van die kwaad volgens van die belooring. Julle mag nie sê, as hierdie ouens dit kon weet, my sien, dis 'n ding wat met die Rooms-Katolieke Kerk saamgekom het, van ons geliefdes is hier by ons, en hulle het ons daai vroumens gehad op televisie wat gesê het, I see your sister is here and she's got red hair and she's looking over your shoulders, en sy het groot pond gemaak daar aan toe. Julle mag nie sê ons Vader is by God en in antwoord op sy gebede sal ons sondes vergewe word. Met ander woorde, die dode. Op antwoord van sy gebede. Dit beteken niks. Sy gebede beteken niks. Hy sy tyd gehad om te bid. En ons sondes word vergewe. Dis onmoontlik. Al wat ons sondes vergewe is die genadebloed van Yahshua. Ek het so baie keer gehoor pastore en predikante sê,
Jou geliefde tree in vir jou by God. Hy kyk oor jou skouer. Kry my boek, die mens, siel, gees en liggaam, graf, doodryk, hel of hemel, so dik swart boek, so oor die 500 bladsye. Daar hanteer ek al hierdie tipe goed. Julle sien dat ek al die dade van die mens opteken, dis nou ou Henog, né? En niemand kan vernietig wat my hand geskryf het nie, want God sien alles. Weet jy wat, jy het eers nodig om te skryf nie. Jy maak asof jou God stupid is, wel hy is daar, maar nie Jaffa nie. Jaffa almagtig is nie stupid nie. Hy weet alles. Hy het nie nodig om 'n boek te maak nie. Wanneer hy praat, van die boeke sal geopen word in die finale oordeel, en wat opgeteken is sal bekend gemaak word, dis 'n metafoor, dis beeldspraak. Jaffa weet als, anders moet hy nie my Jaffa wees nie, want ek dien die slimste en die beste Elohim, dis 'n God wat daar bestaan in die wêreld. Hy weet alles. Hy sê dan voor jy dit gespreek het, het ek dit reeds geweet. Halleluja. Hy sê, dis nou my kinders. Luister na al julle vader se woorde, dis sou jy nog nou. Alles wat ek aan julle sê, sodat 'n erflading van vrede vir julle sal wees. En dis hoekom die Israelvisie ouens so verlief is op die boek. Ai. Want die goed wat hier geskryf staan, dit glo hulle. Hulle sien dit as evangelie. En die boeke wat ek aan julle gee, moet dit nie wegsteek nie. Verduidelik dit aan almal. Wat staan om te verduidelik? Hier's geen godsaligheid, geen redding, geen bonatuurlike krag of salwing in hierdie boek nie. Dis 'n bespotting, man. Vir iemand wat totaal toe is, ja, sal die evangelie wees. En as ek sê toe is, dan meen ek geestelik toe. Jy kry mos geestelike toe, ouens. En die boeke wat ek aan julle gegee het, moet dit nie wegsteek nie. Verduidelik dit aan almal wat die begeerte het om daarin te kyk. Daar's niks om te sien nie. Want hulle mag miskien die werke van God herken. Nee. Ek het nie Henog se boek nodig om die werke van Jaffa te aanskou nie. Wanneer ek 'n babietjie sien gebore word, pasgebore, hartjie op die plek, niere, lewertjie, oogies, volmaak, handjies, voete, vingers, dan sien ek die werke van Jaffa, die Almagtige, ons Elohim. Wanneer ons is baie lief, ek en Pastoor Rika altyd, van die natuur. Wanneer ons die natuur sien, dan sien ek die werke. En dis nie die werke van sy hand nie, hy het dit net gespreek en is daar. Wanneer ek na die weer kyk, wanneer die donderstorms opkom, dis vir my altyd iets pragtig, iets spesiaals. As ek daar en hoor hoe slaat hy weer so. Fantasties. Dis Jaffa se werke. Halleluja. Halleluja. Die bonatuurlike, wanneer ek sien dat 'n sondaar tot bekering kom, dan sien ek die werke van Jaffa se hande. Hoekom? Want hy het self sy seun gegee, sodat daar redding vir een vir my kan wees. Hy sê, want hulle maak miskien die werke van Jaffa of van God herken. Want kyk my kinders, die dag van die angswese tyd, kyk die dag van die aangewese tyd kom nader. En die aangewese tyd laat my geen keuse nie, die engel wat saam met my moet gaan, staan voor my. En môre sal ek opgaan na die hoogste hemel, na my ewige erfenis. Kan jy dit glo? Nee. Dis daarom, hy sê, dit is waarom ek julle beveel, my kinders, om al die dinge van God te doen. Hy sê, Methuselah roep die oudstes by mekaar. Methuselah het sy vader Henog geantwoord. Watter soort voedsel, vader, wil u hê moet ons vir u gereed kry,
sodat u ons huise kan seën en u seuns en die hele huishouding om u mense te verheerlik voordat u weggaan. Jy sien, dit is onmoontlik vir Henog om lewendig in die hemel en opgevaar. Want hulle sê dat hulle soek hom vandag nog. So hy dan 2 keer in die hemel ingevaar. Die eerste keer toe opgevaar het en dan die boeke gaan skryf het daarso 7 hemele of wat ook al. En dan wanneer hy terugkom en nou weer gaan weggeraak. Ek sê altyd dis snaaks dat jy vind hom nie op die berg saam met die apostels van Jafashua, die Petrus en die ander en Moses en Elia. Ek sou tog gedink het in die plek van Moses sou Henog daar gewees het. Want Moses het nie lewendig in die hemel opgevaar nie. Moses is op die berg gestaan terwyl hy na die beloofde land gekyk het. So hoekom was Henog nie daar nie? Want hy het 'n gewone manier gesterf. En hierdie is 'n totale skepping van aardse mense soos die vrymesselaars. En Henog het sy seuns geantwoord gesê, luister my kinders, van die dag af wat God my gesalf het met die olie van sy heerlikheid. Hoekom met die olie van sy heerlikheid? Wat se soort olie was dit gewees? Hy gebruik ons die roog. Maar as jy sien, is omdat hulle olie gebruik het in die tyd van koning Saul en koning Dawid en die profete Elia en hulle het olie gebruik. Dit was 'n tipe van dit. Maar hoekom sou dit dan olie alreeds gewees het in die tyd van 2000, kom ons praat van so 1000 jaar voor die watervloed. En Henog het sy seuns geantwoord en gesê, luister my kinders, van die dag af wat God my gesalf het met die olie van sy heerlikheid, het ek nog geen voedsel ingeneem nie. Ai. Voedsel is van geen waarde vir my nie. En ek het geen behoefte aan aardse voedsel nie, so wat maak hy? Hierdie skrywers maak asof Henog 'n hemelse wese was, wat aarde toe gekom het, om met sy kinders te praat. Maar roep jou broeders en die hele huishouding en die oudste van my volk, so men kan praat en dan vertrek. Wat 'n volk het jy nog gehad? Wat was hulle genoem? Kan u my sê? Is daar aanduiding in Genesis wat sê wat Henog se volk se naam was? En Methuselah het daarsa gegaan en sy broers Regem en Arim en Agusgan en Grim-Meon en al die oustes van die volk bymekaar geroep. En hy het hulle na sy vader Henog gebring en hulle voor hom neergebuig. Die oustes van die volk. Wat 'n volk. En Henog het hulle ontvang en hulle geseën. Hy het hulle geantwoord en gesê. Opskrif hierso, as Henog praat met die oustes van die volk. Hy sê, luister my kinders. In die dae van julle vader Adam het God na die aarde gekom en dit ook op al die kreature wat hy self gemaak het te besoek. Luister nou mooi wat hy sê. Luister my kinders, in die dae van julle vader, is voorvader, Adam, het God na die aarde gekom en dit en ook al die kreature wat hy self gemaak het te besoek. Hy het nie een ding met sy hande gemaak. As ek sê ek maak iets, dan beteken dit ek maak hierdie rekenaar. Hier was niks nie. Ek skep hom met my hande. Ek kan nou in detail uitgaan en verduidelik. As ek sê ek skep daai kamera, dit beteken dan maak ek hom met my hande. In Genesis 1 het Jaffa nie een ding met sy hande gemaak nie.
Hy het geskape deur te spreek. Die woord sê so. Die eerste ding wat hy met sy hande gemaak is in Genesis 2 vers 7, wanneer hy Adam formeer uit die stof van die aarde. En daai mense wat gespreek is in Genesis 1 vers 26-29, is nie Adam en Eva nie. Daai is die mense wat in die land Nod gaan woon, want Jaffa sê vir hulle, vermenigvuldig en vul die aarde. Ekskuus tog, ek het my snor gesny, en nou is een van die haartjies wat bietjie rond beweeg. In die dag van julle van Adam het God na die aarde gekom, en dit ook in al die kreature wat hy self gemaak het te besoek. Nou, hoekom moet hy aarde toe kom hulle te besoek? Is dit ver weg? Weet my sê, hy kan nie sien van daar af hê. Hy kan nie in hulle teenwoordigheid wees sonder om. Maar die Bybel sê dan dat geen oog kan Jaffa sien en bly lewe nie. Want wat sê hierdie ou? En God het na die aarde gekom en dit ook in al die kreature wat hy self gemaak het te besoek. Jy kan my net besoek as ek jou sien. So nou maak hulle die oorspronklike Bybel tot 'n leenaar. Wat Jaffa vir Moses sê, jy kan my nie sien nie. Geen oog kan my sien en bly lewe nie. Jy sal onmiddellik sterwe. Toe het God al die vee van die aarde en al die reptiele van die aarde en al die voëls met vlerke ontbied. En hulle na sy vader Adam gebring, soos hy name aan alles op die aarde moes gee. Want dit was nou in Genesis 2 vers 7, waar Adam in die paradys was. Dit was nie op die aarde nie, luister wat hy so sê. En God het al die vee van die aarde, al die reptiele van die aarde, al die voëls met vlerke ontbied. En wat van die ander voëls? Die hoenders, volstruise, nie goed wat kan vlieg nie. En hulle na jou vader Adam gebring, sodat hy name aan alles op aarde moes gee. En God het hulle by hom gelaat, en hy het elke ding aan hom onderwerp, as hy mindere en gehoorsaam aan die mens. En God het hulle by hom gelaat, die diere. En hy het elke ding aan hom onderwerp. En sy mindere en gehoorsaam aan die mense. Nou wil ek net weet, wat die mense, toe Adam in die tuin van Eden was, gehoorsaam aan die mense, wat die mense? Die Genesis 1 mense, Adam het geen kontak met die Genesis 1 mense gehad nie. Ek glo dat Adam het nie eens geweet van die Genesis 1 mense nie, want Adam se kennis was beperk tot die riviere, die Efrat rivier en die 4 spruite, vertakkings, dis waar hy kennis van gehad het, totdat hy en Eva uit die tuin van Eden uitgestuur was. God het die mense geskape en hom aangestel op al sy besittings. En God het die mens geskape en hom aangestel oor al sy, daai sy moet seker 'n hoofletter sy wees, dis Jaffa se besittings. En die mens se onwil sal daar geen oordeel wees vir 'n enkele siel, wat die dier van die veld nie, maar slegs vir die mens, want die mens het 'n spesiale plek. Nou hier is 'n klomp leuns in hierdie een punt. Ons kyk, en God het die mens geskape. Adam was die eerste een wat met die hande geformeer was. Hy het die mens geskape. Mense. Hierdie, Genesis 1 vers 26-29. Hy sê vir sy seun, Jaffa sê, kom, laat ons mee. Wie is die ons, die meervoud? Dis die seun Jaffa. En hy het hulle geskape, man en vrou sê hy. En hy het hulle geseën en hulle gesê, vermenigvuldig en vul die aarde. En God het die mens geskaap en hom aangestel oor al sy besittings. En die mense ontwil sal daar geen oordeel wees vir 'n enkele siel, vir die mense ontwil. Die Genesis 1 mense, of vir Adam.
Maar daar was dan 'n oordeel vir Adam uitgespreek, wanneer Jaffa hom in die tuin van Eden stel, en hy sê, van al die bome kan julle eet, maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag julle nie eet nie. Want as julle daarvan eet, sal julle sekerlik sterf. Daar's 'n oordeel. Maar hier sê hy, daar's nie 'n oordeel nie. Jy sien, die ouens lees wat hulle wil lees. En die mense ontwil, sal daar geen oordeel wees vir 'n enkele siel van die dier van die veld nie. Maar slegs vir die mens, want die mens het 'n spesiale plek. Daar was geen oordeel oor die Genesis 1 mens uitgespreek nie. Niks. Inteendeel glo ek persoonlik dat die Genesis 1 mense, Genesis 1, 26, 29 mense, het nie 'n lewende siel gehad nie. Kom ek sê anders, 'n ewig lewende siel nie. Want Jaffa het nie oor hulle geblaas, of in hulle neuse die asem van die lewe geblaas nie. Maar Adam doen hy 'n spesifieke handeling, na hom geformeer het uit die stof van die aarde. Hy blaas in sy neus die asem van die ewige lewe, en hy het 'n ewig lewende siel geword. So daai Genesis 1 mense het nie 'n ewig lewende siel gehad nie. As hulle dood was, was hulle dood. En dis hoekom hulle met Kain. Kain het mos sy vrou waar gaan kry? In die land Nod. Waar? In die ooste. Nou waar kom daai mense vandaan? Adam, Eva, Kain en Abel. Kain slaan vir Abel dood, daar bly 3 mense oor op die aarde, soos wat ons geleer was. Jaffa sê vir Kain, gaan na die land Nod, gaan kry vir jou vrou daar. In die land Nod. Wie die land Nod gebou? Hierdie is dan die enigste 3 mense op die aarde, soos ons geleer was. Sien die kerk vir ons gelieg. Die aarde was vol mense. Wat 'n mense? Die Genesis 1 vers 23, Genesis 1, 26, 29 mense. Hulle wat gespreek was. En wanneer Kain dan daai vrou vat, en so ook al Adam se seuns en Adam se dogters, soos die tyd aangegaan het, na Kain. Waar het al Adam se ander seuns en al Adam se dogters, mans en vrouens gekry? Het hulle onder mekaar ingeteel? Het hulle in 'n spesiale plekkie gaan lees, op 'n plot, iewers daar? Nee. Soos wat Kain gaan 'n vrou vat in die land Nod, so was die mense oralste gewees. En wanneer Adam se seuns en dogters met hierdie Genesis 1, ek wil amper sê sielloos is. Want wat's my siel? Dis my kognitiewe denkwyse. Wanneer Adam se nageslagte, wat seun, die mans en vrouens, wat ewige lewende siel het, met hierdie, kom ons noem hulle vir die studiedoeleindes, die sielloses, trou of vat, dan het jy die kinders wat daar gebore word, is 'n nuwe ras. En daai ras in Genesis 6 vers 1 en aan, hy sê, en hulle was reuse gewees. Nou kom die kerk en hulle sê, en die boek Henog, en toe die seuns van God by die dogters van die mens ingegaan het. Sê wat die Bybel sê nie. Hy sê wat hy bedoel nie. Want hy sê, en die seuns van Jaffa is Adam se seuns. By die dogters van die mens, die Genesis 1 mense se vrouens ingegaan het, is daar reuse gebore. En hulle was wreedaards. Hulle was nie Nephilims nie. Dis nie gevalle engele wat met die vrouens kom gemeenskap gehou het nie. Die seuns van Jaffa is Adam se nageslag se seuns. Dit was nie een gevalle engel nie, want nie een gevalle engel het 'n penis nie. Nie een nie. Sorry dat ek dit soms so reguit sê. Nie een nie. Hulle kan nie voortplant nie. Jy kan nie voortplant teen mekaar te soen nie. Daar moet gemeenskap wees. Ja, maar die engele, gevalle engele het, of die ander 200 leiers, nee, daar bestaan nie so ding nie. 'n Engel is 'n gees. En gaan kyk wat sê Hebreërs, hoofstuk 1, vers 14. Hy sê, engele is dienende geeste en vuurvlamme. Halleluja. So hulle kon nie by die dogters van die mens ingegaan het nie.
Daai reëse van Genesis 6 is die uitvloeisel of die produk van Adam se nageslag, die seuns van Java en die dogters van die mens, die Genesis 1 mense. En daai twee bloedlyne bymekaar ontkiem in reëse en hulle is geweldenaars. En dis hoekom Java die aarde verwoes het in die tyd van Noag. Want hy sê, als wat daai ras bedink het, daai Genesis 6 mense, daai basternasie, al wat hulle gedoen het, was wreed en buitensporig. Wreedaardig. Hulle was genoem die manne van faam. Wat betekende die manne van faam? Dat hulle was wreedaardig, hulle doodgemaak voor die voet. Hulle was erger as die Vikings gewees. Verstaan jy wat ek sê? En dis hoekom die aarde uitgewis moes word. Laat daai bloedlyn uitgewis word. En net 8 mense word gered deur die ark wat ingegaan het. En daai 8 kom almal uit Adam se bloedlyn uit. Nou ja, hier's 'n baie interessante gedeelte. Nou die tyd het ons gevang. Dit is so lekker om net te praat oor die woord en te kan verstaan wat die Bybel vir ons sê. As ons net kan vergeet wat die kerk ons geleer het. En hoe daar vir ons gelieg was in die laaste 600 jaar van protestantisme. Tot volgende week as Vader Java wil. Maranatha. Java Shua kom weer. Halleluja.